you, Jesus. So, greetings in the wonderful name of Jesus, our Lord and our Savior. Hallelujah. So, tonight we are here doing our episode 2. Thank God for His grace and His mercy that He bestowed upon our lives tonight to make it available, to make it possible to do the episode 2. We're excited and amen, we are here to spread the gospel. We are here to bring people on this platform to do their testimonies. Amen. So we are just here to do God's will. Amen. And tonight, I'm so excited to have my first host, my first guest story, my first guest, all the way from Tafelsig, Mitchells Plain, a lady dear to my heart, and I love her so much. And I chose her tonight to be on the podcast tonight on Life Abundance Worship Center, all the way from Tafelsig. So this is the lady that is dear to my heart, like I said, and her name is Apostle Sabina Demas. I honor her tonight for being here on this platform tonight. Amen. And she's gonna share her testimony, what God has done in her life. So Apostle, how are you doing tonight? I'm good. I'm blessed. Amen. It's such an honor to have you tonight on this podcast. Amen. Amen. And we are so blessed and honored to have you here once again. Praise God. So tonight, as a guest, our Apostle Sabina gonna say a few words. But I just want to pray before we start anything. Amen. So Heavenly Father, we say thank you, Holy Spirit. We honor you, Father God, for who you are tonight. Thank you, Lord, for making this podcast possible. Thank you, Lord, for your grace that is sufficient towards us tonight, Heavenly Father. Thank you, Lord, for breath in our lungs tonight, that we can do what we need to do according to your will, my God. I pray you will bless this podcast, bless each and everyone that is watching and staying in tune. Father God, bless the income and the outcome, Holy Spirit, and whatever is going to be mentioned or spoken about the Holy Spirit, I ask that it shall carry weight in the mighty name of Jesus. And I say amen and amen. Amen. So hallelujah. So tonight, I'm going to talk Afrikaans and English. Is that fine? Amen. Amen. Hallelujah. So Praise the Here. Apostle. She's the founder of Life Abundance Worship Center. She's my spiritual mother and my aunt as well. But it's a privilege, like I said once again, to have her on the podcast of Life Abundance Worship Center. We're excited to do new things for the will of God. Amen. Amen. So Apostle, can you share your experience? What God did first in your life when you had an encounter? Can you tell the viewers? Amen. Praise God. It's an honor, Minister Zina, to have me on the platform. Hallelujah. Yes. It's just an honor to say about Jesus. Anything about Jesus is powerful because it's good news. Amen. Amen. En dit is die voorreg wat ek vanaand het. Ek wil vanaand elkeen groet. Hallelujah. Elke viewer wat vanaand vir ons kyk. So we trust God that my testimony will have an impact on your life. Yes. So die woord dat ons gaan praat oor is wat die Here met my encountered. En ek dink vanaand is dit al die eer, al die lof, al die prysing kom na die Here toe. Yes. Ek dink as ek vanaand dink waar deur die Here my gedra het, kan ek sê dat God is good all the time. Hy is ons Heerder, hy is ons alles vanaand. Ek dink dit was in die tyd wat ek nog in my mammy se huis was. En ek het ook in 'n kerk behoort soos normaal. Ek kan nie kerk se naam noem nie, waar ons die beleid doen, klein doop en aanneemklasse doen. Volgens ons moet dit doen om 'n lidmaat te wees sodat ons effektief kan wees in die kerk. Yes. Maar as daar was hier gesê van ons moet effektief wees vir Jesus sien. So dit was ek in opgebring. Ek het goeie werke gedoen. Ek het baie in die koor gesing en ek het sonneskool gehou, whatever that good works count. Yes. But it doesn't approve me for heaven.
So wat ek wil sê vanaand, toe die Here my kom red het op die ouderdom van 1920 en ek het nie gegaan na kerk, wat sy invite, because daai tyd toe moet jy net aan die kerk behoort en alles dit, maar die Here het 'n plan met my lewe gehad. Amen. Terwyl ek in my moeder se skoot was, as ek terugdink, het die Here al daarvan my deel gehad. Ek dink ek en my broer, terwyl ons gebore was ek en hy albei dieselfde siek, was ons gediagnoseer met dieselfde siek. En toe was 2 jaar oud en ek dink ek was 4 en hy was 3, 2, 4 daarom. En dieselfde siek en ongelukkig het hy toe gesterwe op die ouderdom van daai, want die siek het hom baie affek, maar die Here het van my uitverkies om te lewe vir sy purpose. Yes. Toe jare terug, ek dink ek, ja Here, dit was my doel. En ek dink terwyl ek op 'n Saterdagmiddag, is ons altyd, ons maak reg, ons maak ons hare, maak ons mooi vir môre vir die kerk, is ons nog 'n tradisie. En ek dink ek gaan slaap en dit was dit die Here, ek het geslaap, ek weet nie, en ek het 'n droom gehad. En ek was 'n body out experience, uit my body experience, en ek dink, ek weet, ek het gekyk, ek staan op soos normaal, ek dink in my droom het ek gewees, ek kyk uit by die venster, en ek sien die tekens in die hemel, die seeperd, 'n mens se hart, ek sien tekens in die lug, en ek dink die mense loop, maar hulle besef nie wat ek sien nie, ek dink die mense het hulle eie ding, maar hulle sien nie wat ek sien, ek raak onmiddellik, word ek vreesbevang, en ek weet in my binneste, jene, dit seker die koms van die Here, en ek is nie gereed nie. My gees binne sê, ek is nie gereed nie, so wat dit sê, is dat die Here het 'n encounter met my gehad. En jy weet, en het kom by my, dat ek by 'n plek kom, wat onmiddellik as al die huise weggeblaas, as net niks huise nie, as net 'n plek wat mense staan, en ek sien 'n wit lig kom van bo af, met 'n kleed aan, is 'n wit kleed aan, maar ek sien net die hare wat so bronsgoud is, maar ek sien dit so in 'n afstand, maar nie op die grond, so net tussen, op in die lig, en ek dink, waartoe queue die mense, en is net queues daar, en ek dink, jene, waar is ek, en ek gaan my, en ek bevind my in die queue, in die lyn, en ek hoor die man sê, daarvoor sê, gaan weg, ek ken jou nie, vervloek, ek jou nog nooit geken nie, gaan weg, en ek sien dat die mense hulle skree, en daar is 'n sekere, ek kan nie, is soos 'n, ek weet nou nie, is net so oogwink, want jy sien net daar, word die mense ingegooi in 'n poolvuur wat so uitskiet, en die mense huil verskriklik, en ek dink toe, jene, en ek raak toe bekommerd, ek sê, Here, ek gaan toch nog brand, maar ek maak my nou reg, ek sê, Here, vergewe my sonde, en ek raak angsbevange, en jy weet, daar is polisiemanne, daar was al mense, die armies uitgekom, het is enige mens wat daar is, en hulle word gesin, en hulle sê nee, terwyl hulle in die vuur beland, brand hulle, maar hulle verteer, maar is 'n geweldige skreeën en skree, en die mense skree vir help, en hy sê, gaan weg, jy vervloek, ek ken, ek het nog nooit geken nie, en die mense sê, asseblief toch, en die stem klink soos donder, soos 'n donder weer stem, of weer galm, en ek is so vreesbevang, en ek sê, jene, dat ek al die lyn raak nog al korter, en ek raak so bevreesbevange, dat ek sê, jene, ek moet man seker na my klaarmaak, ek moet nou seker maar nie vuur ben, en ek sien, 'n ander dame wat saam met my gewerk het, sy is ook in die lyn, op die oomblik ek het 'n klerefabriek gewerk in die tyd, en ek sien vir haar in die queue, en ek so dat nou by my kon, ek nou vir haar vra, toe word ek gegooi, as amper, ek val in die, op my bed, en ek dink toe, jene, waar is ek val uit, ek val uit die lig uit in die bed, en ek dink, waar is ek nou, en ek wil opstaan, ek kan nie, onmiddellik is die kamer lig, daar is die lig aan nie, die gloop is af, is donker, maar is helder lig in die kamer, 'n wit lig,
En die stem sê vir my, en ek begin te huil, en ek sê so, my Here vergewe vir my, en ek bely, en ek huil, en ek sê, Here, dankie, ek voel nog, ek is hier by, en ek voel op die bed, nee, ek is nog hier so, en ek begin te huil, en ek opstaan, en die stem kom by my, soos 'n donder weer, en hy sê vir my, vandag het jy genade gevind, ek het jou uitverkies, om vir die mense te gaan sê, en jou familie te gaan sê, dat my koms is 'n werklikheid, die hel en die hemel, dit bestaan. En ek sê, Here, en hy sê vir my, gaan dan heen en maak disippels. Hy's 'n gestuurde van my, ek het jou uitverkies, en hy sê, doen dit wat jy moet doen, wat die woord sê. Yes. En ek skrik wakker, en ek gaan en ek dink toe, Here, ek druk my ore, want die stem is geweldig, ek kan dit nie staan nie. En wat die stem weg is, raak die kamer pikdonker, die lig is weg, en ek hardloop vir die deur, en ek hardloop aan my ma toe, en ek sê, mama, die Here was nou hier by my. En my ma maak my pa wakker, my ma sê, hoe laat is dit 4:15, die sondagoggend, droom, en my ma sê vir my pa, dit is die tyd van die oggend was die Here, dis die Here wat by Pina was. En ek het net gehuil, en ek gaan in, en my ma is almal op, en almal is wakker, en ek is in 'n tyd. Hoeveel dae was u? Ek was amper vir 'n week in daai tyd. Ek kan nie praat nie. Jesus. Ek huil net as ek vir die mense my testimony vertel. Yes. Ek huil geweldig. En ek sê net, dit is net God, en ek sê, Here, dankie, vir die purpose wat u van my geroep het. Amen. En ek weet, en ek dink, ek is nou 'n gestuurde, ek moet nou oral gaan, die Here het my gegee direction, ek het nie 'n kloon waan toe nie, maar my eerste ding wat ek gaan, die woensdag aan, toe sê ek, bid eer by my ma, is van die kerk, wat ek uitgekom het, en ek vertel nou my ma, sê, julle, my kind het 'n encounter gehad, so net iets sê, en ek sê toe vir hulle, wat my encounter was, en ek dink, en hulle is daar weg, en toe het hulle nou die nuus gaan versprei na die hoofkerk toe, dat ek het die gesê, en ek het hy gesê, ek is besig om hulle kerkse beleid die mekaar te maak, en ek dink, en hulle kom na my ma toe, terwyl my ma nag gewerk het, sy is dag, ek is by die werk, hulle sê vir my ma, ek moet onmiddellik, my uit die kerk het gebaan, hulle baan my uit die kerk het, want ek is besig, om hulle kerk deur mekaar te maak, my ma was by ons steld, maar, en hulle het my uitgebaan, en ek het maar gegaan, terwille van hierdie evangelie. Amen. En jy weet, Zine, dat my mission net daar begint. Jonk. En ek dink, jonk, onkundig, my ma en my pa, hulle was nie by die Here nie. Hulle was nie by die Here nie, hulle het my nie verstaan nie. En toe moes ek gaan Bellville toe, daar my opgroeiplek, ek was in Bellville opgegroei, en die Here stuur my terug na Bellville sy toe. En ek moes daar gaan sê, het vir almal daar, die verstaan nie, vir my uitgelag, my oma se broer gesê, dat daar is iets reg met my nie. En ek moes vir hulle sê, en ek dink dat ons, hulle gesê, met dien so daar die krag van die Here, terwyl ek nou nog alleen daas, het my kollega wat saam mee gewerk het, Pastor en voldiens, sy is vandag getroud, sy het hy by ons gebod, en ek en sy het mekaar verstaan, terwyl sy sê, sy soek 'n plek, en my ma geef haar 'n plek, en ek en sy het so geminister ingegaan, en daar het ek die woord van die Here gaan preek, en daar het my almal gekom tot redding, en ek dink hulle was leraars gewees, ek dink Pastor Piet, hy het tot redding gekom, die Pols het tot redding gekom, hulle pastors geraak, leraars, die waggenaars, daai tyd het tot redding gekom, en ek dink, na tyd, want in haar tyd was ons, sy mos die suiker, hy sê die lekkies in Mitchells Plain, maar God, sy het baie woes gegaan, maar God het besluit om my daar uit te haal, ten spyte die omstandighede, en hy was nie 'n rolmodel van my nie, my ma en my pa was glad nie 'n rolmodel nie, en die Here het my in 'n diepte ingegooi, en ek moes daar gegaan het, sodat my hele familie gered kan word. And Apostle, before you go, continue on, dat amazing, soos Apostle nog praat, ek kan voel die krag van die Here is klaar die plek, en Amen. the weight that you're already speaking upon, it's an honor really, and Amen. Apostle, soos u
het jy 'n rolmodel gehad in u se lewe nie. And you had to raise three siblings, right? Ja. 3 siblings. And like you said before, mama en papa se huis was 'n suikerhuisie gewees. Ja. And to endure that every weekend and still to stand 19 years old, do not know much, but you had a deep encounter Amen. with Jesus and to be brought out of hell, to proclaim Him and to save our generation, Apostle. Amen. I really honor you. Prys die Here. And how can you vir my miskien sê hoe was dit met u se man gewees? Okay. Apostel Ek het hom Santiago toe, was. ja, hy het gekom van Bontewil se background af. En hy het ook kom bly daar in die sirkel. So ons is eintlik in 1 jaar het ons daar kom bly. Uit daar en ek dink en terwyl ek jonger was, het ek altyd die begeerte gehad om gitaar te speel. Amen. Op die ouderdom van 11, maar toe ek maar nou as my cousin uit die werk het kom, maar moet hy my leer. Ja. Ek weet nie die begeerte gehad vir gitaar speel, nie, want die Here het my al daar gekyk. As ek dink aan die boek van die disipel Nathaniel, terwyl hom in die boom was, het die Here gesê, ek het jou al daar gesien. Nou ja. Amen. En hy het hom lewe vertel, en toe moes hy vir God volg. En ek dink toe, kom ons Mitchells Plain toe, ek ontmoet nou die vriend, wat my husband geword het, my man, en ek dink ons het daar, en hy was nou nog nie gered nie, maar ek was eerst gered, en het is maar aangegaan, ek het my uitgebaan, en toe moes ek gaan Kraaifontein toe, ek moes ver gaan bedien het, ek moes een treintje gevat het, ek kry mense toe by Heideveld, want dit was ook 'n dominee wat tot redding gekom het, en hy kon 'n pastor word, ook uit die background waar ek uitkom. Here het hom ook in 'n droom weggeruk, en gesê die ding waartoe sy op pad, hy sê dominee, maar hy spreek nie die woord van die Here nie. En so kom ons connection, toe kan hy my taal min of meer verstaan, wat ek vir hom wil sê, en wat my encounter was. En daar het ek hom gekry by die veldstasie, en toe is deur Scottsville, Kraaifontein, toe daar het ek bedien, oggend vroeg, dan kom ek in die aand, 10:30 huis toe, en ons het 2 services gedoen, ek was daar gedoop, deur die water, doop gegaan, al het my sommer, allemaal die doopelinge, wat moet deur die water, as die stappe van gehoorsaam is, ek moet het gegaan het deur die water doop, kom terug, dan verstaan my boyfriend toe, ons nou nie van my nie, ek sê nee, gaan huis toe, as tyd om my, so gaan ek dien die Here, so môre is het werktyd, en ek dink op 'n Saterdag aand het ek in Pastor N, het ons lekker gebid, sy is nog jong, sy is nou op 20's daar, en ons daar vir 21st gevier, en ons bid elke aand, bid ons, ek speel die gitaar, dit was my calling, hy het toe moet ek daar kom, toe moet ek gitaar speel, en ons speel gitaar, sy bid, ons bid, en so kom hy tot redding, en hy kom tot redding die Saterdag aand, en hy val op sy knieë, van die steeds af, dat die gees van die Here vir hom, ons het in 'n double story gebly, en hy kom tot redding daar, en ons connect toe, en hy sê, nou verstaan hy, waarvan ek is, just God, Oh my gosh. en die Here, vat ons in 'n plek, en ek dink, hy kom tot redding, ons het, en ons trou sommer die December maand, en ons sê, moet trou, because dit is wat die Here wil, die covenant purpose, en, sinds die tyd, het die Here 'n roeping op my lewe gehad, en ek kan het saam gedien, saam bedien by ander alles, het ons gedien saam, hy was op die ander kerk bedien, en die Here vat hom in 'n droom weg, en die Here sê vir hom, gee vir hom 'n droom, dat daar's 'n klomp mense, hulle anoint sy voete, soos 'n gemeente, maar hy weet hy verstaan nie, want hy bedien moes nog by 'n kerk, en daar het ons 'n roeping, het ons begin, om 'n ministry te doen, en so gee ek die Here die eer, want as ek gedink het, toe moes ek aan die plein kom bly, en ek kom tot redding, toe moes ek 8 jaar speel, vir 'n kerk, want daar's musiekmanne was missing, toe moes ek speel, oggend aanddiens, openligdienste, moet ek die gitaar gevat, en ek dink toe, Here, ek prys die Here, daai tyd toe ek 'n begeerte gehad, never thought, dat die Here gaan my siel red. Die purpose om die instrument te bespeel, was vir 'n bediening van 8 jaar,
voor ons ons eie ministerie gehad het. So ja, dit was die Here, die calling. Yo, it's so deep, guys. Amen. Honestly, it's deep because I've been now almost 6 years with Apostle in this ministry, and I can just say I thank God. And what I want to also touch on to the viewers, what this lady did in my life. I was just so lost, rebel, stubborn, and then God, that's the reason why I made my title A Bloodline. She had to enter hell for the sake of her bloodline. And I was one of the blood, and there was more. Amen. En ek het gerebel, ek het nie belangstel nie. Want as wil ek wil my eie ding doen. Maar God het 'n behaag en 'n plan vir elke persoon. That's why never give up on that person or that apostle or pastor that's in your family that wants to bring you to Christ. Moenie omdraai nie. Amen. Because hulle is gesit op 'n pad met jou vir 'n rede. So you can proclaim and make other disciples. Amen. Amen. So dis wat my gebeur het. Apostle and the late Apostle Demas came to my house, and they always encouraged me, they always blessed me, and sonder dat ek baie stammend gewees, but through that I could see he is a werklikheid. So me and Apostle, even though she's years by that ministry before, but ek kom ook uit daardie kerk uit. So I know how she felt, not so deep, but I know about the surface. There's no encounter with the Holy Spirit. I never knew Jesus on that level. Amen. So it was just church. But Jesus came to break that religion. Amen, Apostle, don't you agree? So that is what, Amen. that's why God took her out. And so again, she can own her bloodline, and those who are connected still Amen. to make a difference. Amen. To say, look at this is the real encounter, the hell is real. Amen. And I thank this lady, this Apostle Sabina Demas, that I can stand here today, that I can say I'm safe because they taught me the right way. Amen. And I can encounter, I had many encounters with the Holy Spirit as well. And I thank God, I honor her for her life as well. So Amen. Apostle, I know it wasn't easy dealing with having to be rejected by so many. And I know many fought you as well. Amen. But like I said, I honor you for still standing by the grace of God. It's not easy Amen. to have a ministry and even still people fighting you, but you always encourage us. We must always look at Jesus' lifestyle. It's true. It's all As about you- Jesus. And if you stand as an apostle, as a leader, you will always be fought no matter what. But we have to always show kindness. Amen. Amen. So Apostle, my last question I want to ask you. How many, if you can say, how many lives did you touch so far? Oh my goodness. You can mention the places Ja, through your encounter. through my encounter is dat ek het so baie plekke gereach. Oh my goodness. Is baie plekke soos Bellville. Ja, dat was een plek. Oudtshoorn, Mitchells Plain, waar ek gewerk het. Amen. Daar het ek 'n difference Your gemaak. places. Amen. I mean dat ek siele elke tweede dag na die Here toe gelei. Dan roep hulle vir my, Suster Pina, kom bid vir my, vra ek vir wat. Ek is besig, sê hulle, kom los goed, jy moet my nou na die Here toe lei. So ons het, toe ek daar kom as 5 mense wat nog gebid was, Yes. in die bidkring, en toe ek weggaan toe van Green Cross was 20 siele, Wow. wat in die bidkring was. En so het ek net vir die Here gesê, dankie dat ek 'n verskil kan maak. En toe ek daar weggaan, toe was dit, toe wil niemand ek met weggaan nie, is die voorman en hulle Can sê, you imagine? because ek was altyd polite, wie gaan nou vra om te bid? En ek sê vir hulle, my season is oor, maar dankie Here, Yes. dat wanneer moslims ook tot bekering gekom, en ek dink aan lengtere moslims, en daar het ek en my man 'n fight gehad, ons gaan sê dit vir die man van die vrou tot redding gekom het, en toe het hy vir ons daar weggejaag met messe, Ja. want ons maak die moslim, want sy, en ek
Chris gedraai het en ek tot redding gekom en hy is moslim. Yes. En die Here het hom so bewys dat toe kom sy familie ook tot redding wat uit die regte stam uit is. Yes. En ek dink ek en my man het baie dinge deurgemaak ter wille van hierdie evangelie. En ons was in Crawford, ons was in so baie plekke. And I En ek believe, was Apostle, sorry. in Grabouw was ons het daar gepreek. So baie mense se lewens verander. And like I just say, it is God. Amen. It is truly God. And I believe one of your events, conference that we had in Oudtshoorn was mighty. Mighty. When you and your husband moved. Yes. He moves in miracle signs and wonders. Krepeles loop, 2 blindes. En hy tyd wat hy sy oog verloor het. That's a story I want to ask. Ek dink hy gaan 'n operasie. Hulle sê hulle moet net as 'n stukkie bloed dat hulle wil afhaal van sy oog af. Wat is like it's a success, it's a small operation en ek vra vir hom daddy is jy gereed vir die operasie? Ja. Doen jy dit. So hy sê die Here weet van dit. En as dink toe hy daar uitkom met die operasie uit, toe was dit na 'n week het hy geweldige pyn ontwikkel in sy oog en toe moes ons teruggaan. En toe die dag ons sê vir my iets, hulle voel die lek in sy oog en hulle examine sy oog en hulle sê vir hom, "Eie, is nou jammer te hulle sien nou dat die retinal agter die oog, die curtain amper so curtain het plat geval en dit het sy vision verloor. Baie hartseer en hulle het gevra hulle het 'n verskoning gevra vir my ingroep 3 professors wat die operasie gedoen het. Hulle is so jammer omdat dit nou plaasgevind en ek dink en toe ons is daar weg en ek sê ag daddy ek is mos maar jou oog. Ja. En ek dink ek moet hom gelei het en hy kon dit nie. Hy moet dit adapt het want sy een oog is blind en die ander oog kan sien. So ek moes hom deurvat, ons moet hom deurvat ek en my kinders en ek dink hulle kom ook tot redding, my kinders kom tot redding, hulle dien die Here en almal is aktief en ek dink die Here het geweet hoekom hulle moet tot redding kom want toe moes ek die musiek neerlê sodat hulle dit kan optel. So hulle is nou weer aktief in die band. So almal is musiek aangelê in die worship. So wat ek wil sê toe ons Oudtshoorn toe geroep was en Oudtshoorn toe so daai naweek baie nodig gehad vir 'n tyd om daar gou dingetjies reg te maak. Amen. En in daai tyd toe hy net uit operasie uitgekom. En toe as dit 'n week hy sê o jene, so kom ons gaan maar vir die mission. Dus daar kom, ons gaan dorp toe, ons kom terug, toe sê hulle, toe ons terugkom, toe sê alleen mense. Soos mense het kom vir interview en my man vra, wat gaan nie aan? Hulle sê nie het gehoor, die apostel van die Kaap, die profeet is hier, so ons moet die wees. En in die tyd, he never prayed while his both of his eyes, het hy nooit gebid vir blindes, die blindes het nooit aan toe gekom nie. Al die sieklikes en krepeles, maar daai dag toe hy sy oog verloor het, toe hy in Oudtshoorn kom, toe maar 2 mense wat blind is wat hy moet gebedien het, hande geleer het. En ek dink en ek sê Here, en ek sê vir hom in sy oor, ek sê die mense is blind wat hier so nog voor jou staan, is 'n vrou en 'n man. En jy weet in die Here gebruik hom so kragtig toe die mense daar uitgaan. Toe hulle gesien, toe hulle op pad huis toe. Maar ons het nog nie geweet, ons het hom nog van gelos. En die man wat gekom met die reisstoel, het sy reisstoel huis toe gestoot. Die Here touch him immediately, die krag van die Here het net vibrant geraak. En die Here touch vir elkeen wat daar ingekom het. Mense met CV's het gegaan, maandag toe word ons hulle jobs gekry, werke gekry. So, hy het operate in demons uitgedryf. Mense wat besiet is met demoniese spirits het hy gefeis. So daar die Here change gemaak ook daar in Oudtshoorn en toe ons weer gaan na 'n maand toe ons weer in Oudtshoorn was, toe ons vergeet terwyl ons by inkoms is gou voor die kerk begin en hulle tap so my man se skouer. Apostel, die vroutjies het 'n doekie om my kop, so 'n white jersey. Kan jy my onthou iets van my gebid? Ek was blind, kyk ek kan sien. En die ander man ook uit sy
Hy het sy sig verloor terwyl hy geweld het swys, hulle noem dit swys in Afrikaans. En hy sê die dokters kan nie glo nie dat sy oë, sy sig is terug. En toe dink my man, ek het al gegee toe lekker mense, maar dit is hoe die Here vir ons gebruik het. En ek dink al die eer kom die Here toe en dit wat hy agtergelos het in die Here kom haal hom. En hy is huis toe en sy purpose is klaar en nou flow het maar nou net in die generasie in. And it's such a honor to hear this. Amen. I stand amazed for taking on the lead. Amen. An apostle isn't there anymore. You took 7 on years, yes. 7 years now, and I know it's not easy. As a spiritual child, I'm standing with you in this ministry and in this journey, walking with Christ, and I really honor you. I take my hat off, Apostle Sabina, Amen. for what you stand for. Let's go. And I can learn so much about you. And you know, I was a person that was stubborn, full nonsense, but because of your lifestyle, Amen. your fragrance rubbed off, and Amen. your teaching is, I thank God Praise for God. using you mighty. Amen. Because you're a person that never wants to be glorified, or he is mos maar net so plat. Ek is plat op aarde, ek wil nie gesien wie sê, nie is my sister Abina nie, but we honor you tonight Amen. for who you are. Praise die Here. And Apostle, I believe that you also ask God for to use your children mighty. Amen. I believe you told me that before. Yes. Ek dink hulle was 7 jaar oud toe hulle begin sing en ek het by my skoonmense gebly. Terwyl my pa vir 10 jaar was hy alkoholiek, elke dag moes hy gedrink by ma was op die dansbane, elke Vrydag aand. Maar ek dink God knows my story. En ek het gesê, Here, terwyl van dit, ek was rejected, my ma het my uitgegooi terwyl van die evangelie en ek sê, Here, terwyl van dit moes ons uit die huis het gegooi was. En ek dink terwyl van dit sal ek maar staande bly. Purpose. En ek moes weer terug gaan na haar toe. En toe ons daar kom en toe is dit vir redding. Ek dink sy kom tot redding. Yes. En ek dink my ma en my pa het geskei, ook van die roekelose lewe, waar wyn betrokke is en waar drugs betrokke is. Kinders word affek. Dat het vir ons affek. En dat ek altyd gesê, as ek eendag trou, wil ek nie dronk man en die was maar nou soos ek opgegroeid, because het vee in ons gebou. Yes. So omdat ek bang het moet naweke raak. En God het my cry out gehoor. Because ek kom nie van 'n goeie background af nie. Abusive as a child. So God knows hoekom hy vir my tyd geroep het. Because ek weet dat is om gerejected word, geslap te word môreoggend op saam vir kerk. Yes. So I had to persevere because of my mother's soul, because of my father's soul, because ek het gesê, Lord, I refuse that he must die without you. Yes, amen. Because I know you show me how, and I know how it is. And you don't want that to be your And I family. don't want it for my family. I refuse it. So my pa kom tot redding. Immediately kom hy sy Sondagoggend sê my gaan vandag saam met jou kerk toe, en die Here maak hom totally vry van alkoholis, want dit is 'n man wat nie sonder wyn kan gebly het, want dan skit hy. Yes. So God maak hom totally free. En die Here rek toe hom. En almal kon nie geglo het dat my pa nie 'n lus het vir wyn nie. En dit is wat die background is, dat die Here, en ek het vir die Here gesê, Here, my kinders, ek bid dat die Here vir hulle moet eendag reis Amen. to sing for the glory of God. Tyd het ek nog, toe praat ek nog met die Here, toe hulle 7, 8, net 9, een is 9 en een was 6. Ja, dit is Megan en Wounie, en dan Dwayne het mos agterna gekom. Ja. En ek sê, Here, my bloodline, al my familie bloodline is musiek aangelê, en ek sê, Here, I imparted in hulle, terwyl hulle nog klein was, and I never knew after years, it came to pass. So, ek het nie geweet, my eggenoot gaan sommer vir my verlaat nie,
En ek dink en ek kyk voor hy nog as ek dink is 'n maand of 3 maand wat hy voor hy dood is, het hy nog 'n rol uit en toe pat hy die mental. So dit is waaroor die hele vision nou gaan is om aan te gaan die legacy to save the lost, to usher the lonely into families that serve God according to Psalm 68. En ek dink dit is die woord wat in ons kom woon het. And that is only the word that carry me as a parent, a grandmother, and a leader. To be a mother for many nations. A mother to the hopelessness. Amen. To those who are seeking, those who are rejected, you can relate. Those who are pushed away. know. Those who Wat don't is help ook have. die checkers. Ek weet dis wat is om 'n sang ook te bly because I've been there. We come from that. Wat is dit die plek wat lek en wat jy moet maak. But God took me a whole story. Ek kan nie almal sê nie because 'n groot boek. Yes. Tyd is te min. Yes, yes, Because yes. a lot of things Yes, happen and we and it's trust only God. make me stronger. Amen. And we trust God that you're going to write a book about your lifestyle, Amen. of your journey. Apostle, once again, I'm so touched by this massive testimony. Amen. I know I've heard it a lot of times as we talk a lot at night, but to end on this great testimony tonight, and I can say from where you've been, Apostle, before I end, from where you've been those years. At Amen. the age of 19, just going to church, and now having your own ministry. Not about just a ministry, but what you can, the impact that you can do in other people's lives. Amen. It sees a lot. And you always put Jesus at the center. You know, I know about it because you always said, Zena, Jesus. Jesus is the only way. And I say thank you once again, Apostle, for allowing me to speak to you and allow you to interview on your lifestyle and your journey with Christ. Amen. And thank you for standing in the gap. I, as a spiritual daughter, I thank you for standing in the gap for the bloodline and for those who still to come. Amen. So we can also tell the same story to them as Yes. well. So I honor you, woman of God. Amen. I salute you. I always look up to you because through everything that you've been through and still going through, you stand firm. Amen. Praise So die I Here. want to bless you, Apostle. Amen. Jesus Praise Christ. die Here. Dankie vir dit dat jy vanaand vir ons my gehet het vanaand op die lig. Prys die Here, God is faithful. Amen. So wat ek wil encourage daar buite dat vir my kyk. Hou net aan hierdie Here. Cling to his the hem of his garment. Amen. You are saved, die wat gered is. Purpose. Agterna sien jy dankie Here dat U vir my gekies het. So is die grace van die Here, maar dit nie vir granted vat nie. If it comes your way, sê die Here, take it with both hands because of grace. Amen. Thank you so Thank much you so for much. ending that so beautifully off. Amen. God bless you, Apostle. So we're going to end up and we say thank you for each and everyone that stayed tuned. Thank you for each and everyone that sowed as well as shared the broadcast. We appreciate. And like I said, they will be on the screen. You will see the Life Abundance Worship Center's banking details. It's Capitec, and please sow into this this ministry. It also goes to the shelter as well that we are also having, and we are helping other ministry as well in Kraaifontein. It's not about us, but to proclaim the word and also to share, to serve one another, because Jesus came to serve us. Amen. So we also have to do the same way. Amen. So this broadcast is not just for us, but to reach other people and to also serve those who are in need. Amen. Apostle, do you agree? Amen. Praise God. Hallelujah. So the banking details is 24706-04156. If you have the details, I bless each and every one of those on TikTok. I hope you heard me. So sow as much as possible and sow with an open heart. Amen.
So I want to say thank you once again to each and every one for coming on this platform. May God bless you. Amen. Until next time. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen. Hallelujah.